Goeiedag, dis so lekker om saam met jou te kuier. My naam is Arnie van Wyk en ek is deel hier van die Dr. Dale Leierskapspan. En ek wil vandag sommer dadelik induik en 'n bietjie met jou gesels oor iets wat in ons reeks uitgestaan het, wanneer die liefde werk spesifiek in jou verhouding. En dis so 'n treffende reeks gewees waarmee ons besig was. Met een van die goed wat hier uitgestaan het is kommunikasie. Nou, ek wil jou eers vat na hierdie brief doen, 1 Korintiërs, en waar Paulus hierdie gedig skryf vir die gemeente van Korinthe, en op die einde van die gedig, 1 Korintiërs 13, vers 4 tot 7, dan sê hy ons, die liefde bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles, en dit verduur alles. In jou verhouding, hoe lyk dit wanneer hierdie uitnemender weg, alles bedek, alles glo, alles hoop, en alles verduur? Hoe lyk dit in ons kommunikasie met mekaar? Nou is interessant, Paulus skryf in een van sy ander briewe aan Efese, die gemeente daar in Efese, Efesiërs 4 vers 25, tel ons op, en sê, daarom vermy die leuen en praat elkeen die waarheid met sy naaste, want ons is lede van een liggaam. Hy sê, praat waarheid met mekaar, want julle almal staan in verhouding. Nee, dit klink nogal bekend, want in 1 Korintiërs 12 sê vir die gemeente in Korinthe, alhoewel julle elkeen julle eie funksie het, is julle almal ledemate van een liggaam. Hy probeer ons hier intrek en sê, jy is deel van iets groter, daarom moet jy aandag gee aan jou verhoudings, daarom moet jy aandag gee hoe julle met mekaar werk, hoe julle met mekaar kommunikeer. Nou in die lig van dit, is so mooi vers, vir my die leuen, praat elkeen die waarheid, praat die waarheid. Wil ek jou vat na 'n gedeelte toe, wat ons so 'n bietjie uitgelig het uit 'n boek uit van Tom Holliday, en die boek se naam is The Relationship Principles of Jesus, so dit gaan oor beginsels van verhouding. En een van die beginsels is communicate from the heart. So ek gaan opsommend vir jou net so 'n bietjie lees wat hy geskryf het, of punte wat hy maak, en dan wil ek ons moet so 'n bietjie gesels, so 'n bietjie tyd vat vandag en met mekaar hier induik en bietjie met mekaar gesels en 'n gesprek hê. So hy sê hierso, een van die punte wat hy maak is why communication often fails. We protect ourselves instead of connecting. Many people communicate defensively because they fear rejection, criticism, vulnerability, losing control, being misunderstood. Instead of openness, people hide feelings. They attack first. They withdraw emotionally. They become passive-aggressive and avoid difficult conversations. Miskien wil jy so 'n bietjie gaan lees deur daai lysie en dan gaan kyk eers waar is een van die groei areas in my lewe. Toe ek het raak lees, sê ek dadelik avoid difficult conversations. Yes, ek kan nogal om 'n ding gaan voordat ek op by die punt kom waar ek 'n moeilike gesprek met ek hou nie van konflik nie. En dit het dadelik my oë oopgemaak om te sê, is dit nie dalk iets wat in my kommunikasie, my verhoudings belemmer nie, nee, dit beïnvloed dit negatief. Want Jesus het iets anders kom model vir ons. Jesus model the opposite. Truthfulness, courage and compassion, emotional honesty. Hy het ons kom leer hoe om dit op 'n regte manier te doen. Een van die ander goed wat hy so kom lees is, hy sê, we listen to reply and not to understand. Dit klink nogal asof dit gebeur baie keer in ons verhoudings, nee. Miskien is jy die persoon wat al daar was wat dit gedoen het, maar miskien het dit ook al met jou gebeur, waar jy besig is om te praat, en iemand staan net gereed om advies te gee. Ek kry myself gereeld waar ek myself moet check. As iemand met my praat, dan dink ek, Arno, luister, moet nie nou luister om advies te gee nie. Die persoon het nie noodwendig nou advies nodig nie. Hy sê, so we prepare arguments, we defend ourselves internally, we interrupt, assuming motives, waiting to speak. I say, so Jesus often listened deeply before responding. He asked questions, slowed conversations down, and responded to underlying needs rather than just spoken words. Dis goed om baie keer net vir onsself te sê, in 'n gesprek, luister net. Luister, en wanneer jy iets sê, maak seker dat jy goed genoeg geluister het,
dat jy, en onthou, luister en respond, gaan alles oor verhouding, dit gaan alles oor om heeltyd met mekaar te kommunikeer, dit gaan oor om hierdie verhouding te bou met mekaar. So kan ons op 'n plek kom in ons verhouding waar ons nie in 'n gesprek net heeltyd wag om iets te sê nie, maar dat ons dalk dit sê wat waarde dra, maar terselfdertyd ook wanneer iemand net nodig het om te praat, dat ons daar sal wees om te luister. 'n derde punt wat hy uitlig is, hy sê unspoken hurts accumulate. One of the strongest relationship dangers discussed is avoiding honest conversations. As 'n mens klein disappointments, net teleurstellings, as 'n mens dit inbring of dit raak deel van hierdie verhouding, dan is hier 'n paar goed wat hy lys. Hy sê it becomes resentment, emotional distance, suspicion, bitterness. Unresolved pain eventually leaks out indirectly through coldness, irritation, sarcasm, criticism, and emotional shutdown. Dis baie keer jou nagel wat by ons so baie is, hy sê altyd is daai klein jakkalsies, nê, hulle kom in, jy weet baie keer nie van hulle nie, en dan hulle sneak so in, en dan kom jy dit agter, die persoon word koud teenoor jou, of hulle raak vinnig geïrriteerd. Ek dink een van die plekke, wat ons gesê het in hierdie reeks waar ons die meeste kan groei is sekerlik in die huwelik, en het jy al agtergekom dat op tye is in jou verhouding, in jou huwelik waar dit is, ons net ewe skielik hierdie irritasie, die ander persoon is net geïrriteerd vir geen rede, of jy weet, daar's 'n klein argument, maar dit ontplof in iets groot. Dis wanneer ons op 'n plek kom waar hierdie klein jakkalsies resentment begin bring, bitterness, suspicion, as ons nie praat oor goed nie, dan bou dit op mekaar, en iewers bars daai prop, skiet daai prop, en dan is dit iets wat 'n mens kon vermy het, as ons net gesê het, kom ons praat hieroor, kom ons luister na mekaar. So in dit wil ek jou vra, wil jy nie 'n bietjie met mekaar gesels in die groep, en sê, hoe lyk dit wanneer ons werklik van die hart kommunikeer, when we communicate from the heart, hoe gaan dit lyk in 'n community, hoe lyk dit in ons gemeente, hoe lyk dit dalk in jou groep, hoe lyk dit in jou gesin, so kom ons gesels bietjie, hoe lyk dit in 'n community, wanneer ons vanuit ons harte uit met mekaar kommunikeer. Die laaste ding wat ek wil uitlig, wat Tom Holliday oor praat in hierdie gedeelte, en weer eens net so opsommend, is dat hy praat oor vertroue. Ek en jy kan dink, vertroue en kommunikasie gaan hand aan hand. Afhangend van die kommunikasie gaan dit maak dat die vertroue op 'n goeie plek of op 'n slegte plek is, vertroue of wantroue, en dit maak dat die verhouding op 'n gesonde plek of op 'n plek is waar dit nie so goed lyk nie. So hy praat hier oor the role of trust. Hy sê trust is described as the emotional bridge that allows meaningful communication. Trust grows when people keep promises, admit mistakes, stay emotionally present, when they tell the truth, avoid gossip, and act consistently, konstant te wees. Die beloftes wat jy maak, hou dit. Jy weet, daai tweede een is my interessant, admitting mistakes. Baie keer is ons op 'n plek waar ons heeltyd ons wil dit net heeltyd verdedig. In plaas van om te gaan sê, ek weet, hier was my fout, kom ons praat oor. Trust weakens when people manipulate, exaggerate, deceive, interrupt constantly, dismiss emotions, weaponize vulnerability. Wanneer ons na iemand te gaan en ons sien daar's 'n stuk vulnerability en ons draai dit om dit te gebruik as 'n vorm van 'n wapen teen daai persoon. Without trust, communication becomes guarded and shallow. Ons bou mure en dit bly oppervlakkig wanneer daar nie vertroue is nie. Dit is hoe 'n verhouding na 'n plek toe gaan waar dit nie gesond is nie. Hy praat hier van speaking the truth in love. Daar's twee extreme wat hy uitlig. Hy sê extreme one is brutal honesty. Jy weet, het jy al ooit dit gehoor? Nee, I'm just being honest. Ek is net nou besig om eerlik te wees. En dit beteken gebruik mense dit as 'n verskoning om, hy sê, so we use it as a permission to insult, to criticize harshly, to vent anger, to dominate conversations. Nee, ek is net eerlik.
Maar eintlik hier binne, nee, die toestand van die hart is ek wil seermaak. Die toestand van die hart is ek wil nou 'n punt bewys. En die ander ekstreem is dat hy sê we avoid honesty. Others avoid conflict entirely, suppressing feelings, pretending everything is fine. Jy weet, hoe baie het ons dit al gehoor? As iemand jou vra, jy weet, jy kry eintlik jouself jammer, moenie maar nie alles is okay, ek is fine. Ek sal later met jou daaroor praat, of ek wil nie nou daaroor praat nie. Fearing difficult conversations, weer eens, hier kom het weer op, ek wil nie hierdie gesprek hê nie, want ek is bang vir die konflik wat dit gaan veroorsaak. I say this also damages relationships because authenticity disappears. Jou deursigtigheid raak weg. Ons is nie deursigtig met mekaar nie, weer eens, dan raak dit net weer oppervlakkige gesprekke. Dit bring risie. Een van die ouens wat ek love om te volg, Chris Kuti, hy sê dit gaan oor clarity met mekaar. As ons met mekaar kommunikeer, dan bring dit duidelikheid. Dit bring duidelikheid. Hy sê Jesus modeled 'n middelpaad. Hy sê Jesus het vir ons kom wys hoe like courage and compassion, honesty and humility, conviction and gentleness. Nee, dis net so mooi. Hy sê, jy weet, om op te staan en te sê, kom ons praat hieroor, maar met 'n stuk compassion. Sê, okay, maar ek hoor jou. Ek hoor jou kant van die storie. Ek weet wie jy is, ek weet wat jou bedoeling is. Honesty and humility, nee, om te sê, ek gaan eerlik wees met jou, maar kom ons bly nederig in hierdie gesprek, en ons probeer mekaar verstaan, maar ons kan nog steeds eerlik wees met mekaar, en mekaar sê, hierso is die probleem. Conviction and gentleness, om vir iemand te sê, ek dink nie dit was reg nie, maar om te, op die manier wat ek dit doen, weer eens kom dit neer op die ingesteldheid, die toestand van my hart, hoe sê ek dit, met watter ingesteldheid sê ek dit vir iemand? Hoe lyk my kommunikasie en hoe lyk vertroue in hierdie kommunikasie? Miskien is dit iets waaroor jy so 'n bietjie kan gesels in hierdie volgende stuk. Hoe lyk dit in jou community, jou groep, ons gemeente, jou gesin, jou verhoudings? Wanneer daar 'n basis, hierdie brug, hy praat eintlik van the bridge of trust, wanneer hierdie brug van vertroue gebou word. Hoe lyk dit in gesonde verhoudings as daar vertroue is? Kom ons gesels lekker, be blessed, dis hoop jy kuier baie lekker saam.